Goeiedag my mense. Ek wens julle het 'n goeie dag, 'n geseënde dag, en dat alles wat goed is op jou pad sal kom vandag. So ek wil met julle praat oor wat hier in my woord staan. Nou, vir my is dit regwaar is die belangrikste boek wat elke mens moet lees. En jy moet dit nie net lees omdat jou ouers het gedoen het, of omdat jou predikant of pastoor of priester vir jou sê jy moet dit lees nie. Ek wil praat oor die bedrieglikheid van die naam bo alle name vandag. En dit is nie Here nie. Dit is nie God nie. Dit is slegs titels. Die naam bo alle name is Yahweh. Yod-Heh-Wav-Heh. So, dis waar ek wil praat, is oor die Bybelvertaling met Baal se name. Baal, weet ons almal, is die afgoderry, afgod. As jy mooi die woord gaan kyk, afgod beteken is af van God af. Nie reg nie. So, dis wat ons eie mense, hy lyk soos jy, hy praat soos jy, hy lyk soos jy, maar hy doen sulke onreg aan jou, want hy kom met bedrieglikhede na jou toe. So ek gaan vir jou 'n stukkie lees, met julle hieroor praat. Dit is oor die eerste Bybelvertaling in Afrikaans, wat in 1884 gebeur het. So 1884, die eerste Afrikaanse Bybelvertaling, is daar besluit om die eie naam Yahweh of Elohim deurgangs te behou, en dat dit nie met die titels Here of God vervang sal word nie. Soos 1884. So op 14 Augustus 1875, 9 jaar voor dit, is die Genootskap van Regte Afrikaners gestig. Dis nou die GRA, die Golf Romeo Alphas, die GRA, die Genootskap van Regte Afrikaners, is op 14 Augustus 1875 gestig. Op die jaarvergadering van die 24ste Augustus 1878, oor 3 jaar na die Genootskap van Regte Afrikaners gestig is, op die jaarvergadering van 24 Augustus 1878, is daar 'n pleidooi vir die vertaling van die State-Bybel in Afrikaans gelewer, en dit is in beginsel goedgekeur. Na 'n stilte van 6 jaar is die saak in 1884 weer aangeroer, en die GRA, die Genootskap van Regte Afrikaners, het besluit om dit uit die oorspronklike tale te vertaal, met inagneming van die State-Bybel. Nou die vertaalwerk is aan S.J. de Tooy,
die destydse direkteur van onderwys in Transvaal opgedra. En daar is dit besluit om die eienaam Jahwe of Elohim deurgangs te behou en dat dit nie deur die titels Here of God vervang sal word nie. Die vertaling van S.J. du Toit het nie in die Afrikaners se smaak geval nie. En na sy dood in 1911 is daar aanbeveel dat die Hollandse kerke, die gereformeerdes, Nederduits gereformeerde kerk, die doppers, in Suid-Afrika die Bybel in Afrikaans sal vertaal. En in 1916 is 'n kommissie aangestel vir die taak. So in 1916 het Dr. B. Keet en Dr. J.D. du Toit, die seun van S.J. du Toit, gepleit dat die Bybel nie uit die grondteks Hebreëus nie, maar uit die Statebybel, Hollands, vertaal moes word. En op 22 November 1916 is die voorstel aangeneem. 'n voorbeeld van die direkte oorsetting, nie die vertaling nie, 'n oorsetting uit die Statevertaling deur Dr. J.D. du Toit het Kerkblad van 15 Oktober 1916 verskyn en onder andere dat die eienaam Jahwe as Here geskrywe moet word. Met die gevolg dat al die vertalings daarna, selfs die 1933 vertaling, kom die eie naam Jahwe of Elohim nie enkele keer voor nie. Die geldgod het gewen. Vrymeselaars, Jood en die kerke kry hulle sin deur die naam Jahwe uit die Bybel uit te haal. Deur die naam Elohim uit die Bybel uit te haal. Nou Edwin H. Palmer, 'n THD, die sekretaris, verstrek die rede hiervoor en sê, u het reg wanneer u sê dat Jahwe 'n onderskeidende naam vir ons Elohim is. En eintlik moes ons dit gebruik het. Maar hierdie vertaling het ons 2.5 miljoen gekos en 'n gewisse manier om dit in die water te gooi is om byvoorbeeld Psalm 23 te vertaal as Jahwe is my herder. Niemand sal dit gebruik nie. As wat Edwin Palmer gesê het, met ander woorde, Mammon, die geldgod van hierdie aarde en die Jood wen nog steeds. Nou daar gaan eendag nie 'n groot verduideliking gevra word van die predikers, hoekom hulle kon toelaat dat ons Elohim se naam Jahwe verberg is en deur nie aan te dring om dit terug te plaas in die Bybel nie. Ons vertalers en predikante het ons Elohim, Jahwe, se naam meer as 7600 keer uit sy eie boek en testament aan sy uitverkore volk verwyder. Mense, as jy dit nie verstaan nie, gaan luister weer na dit. Dis wat die Afrikaners doen. Tot vandag toe nog kan jy die verskil sien. Jy kan onderskei wat 'n Afrikaner is en wat 'n boer is.
Hulle het die naam uitgehaal. Die heilige naam, die name van alle name. Ons Skepper, die koning van koning, die meester van meesters, sy naam het hulle verberg van jou af. Hoekom? Hoekom doen hulle dit? Dis sodat jy nie direkte kontak met jou Skepper kan hê nie. En as jy nie direkte kontak met jou Skepper kan hê nie, is jy in die verderf. En dit is hulle doel daarmee, om die naam Jahwe uit te haal. Elohim, die koning bo alle konings, die God van alle gode, die enigste. Met die bergpredikasie, toe Moses opgegaan het na die berg Moria en die aangesig aanskou het van Jahwe, het Jahwe vir hom gesê, vertel die volgende dinge aan die volk van Israel. En Moses gevra, hoe moet ek hulle oortuig? En God het gesê, Jahwe het net gesê, ek is wat ek is. Ek is die koning bo alle konings. Ek is die Here van alle heres. My naam is bo alle name. Sê vir Israel, ek is, het die volgende gesê. Toe Moses daar van die berg afkom, en Moses vertel vir hulle, ek is, het dit gesê, het hulle presies geweet, wie ek is. Dit is Jahwe. Die naam is uitgehaal, om jou in die donker te hou, sodat jy nie direkte kontak met jou Skepper kan hê nie. Want dis wat die vyand wil hê. Hy wil nie hê, jy moet daai kontak hê met jou Skepper nie. Gaan doen navorsing oor mense. Gaan soek dit. Daar's biblioteke, daar's die internet, daar's geskiedenisboeke oor dit geskryf. Gaan doen navorsing oor en dink. As jy met my praat, dan sê jy vir my, Louis, dan gaan ek luister. As jy vir my gaan sê Piet Koos of Jan of iets nie, gaan ek nie luister nie. En dit is wat hulle nie wil hê, dat jy met jou Skepper, die Almagtige, moet hê nie. Dat jy nie sy naam moet weet nie. Doen jouself 'n guns. Gaan bid vanaand en roep Jahwe aan. En kyk hoe wonderlik gaan jou lewe verander. Jahwe gaan nie vir jou luister as jy vir hom God noem, of Here, of die Here nie. Dis hoekom die naam Jesus vir jou gegee is, want die Verlosser, die weg, die waarheid, die lewe en die lig, sy naam is nie Jesus nie, dis Yeshua. En die hele wêreld se mense, die vyand se mense, verberg dit van jou af, sodat jy nie kontak met jou Skepper en jou Verlosser kan hê nie. Lekker dag vir julle my mense. Die wat luister, laat hy 'n oor het om te hoor. Die wat sien, laat hy 'n oog het om te sien. Laat ons nie wees soos die dowes met ore wat nie hoor nie, of die sienendes wat blind is, of soos die dwaase wat nie verstand het nie. Ons almal is 'n intelligente brein gegee bo. Ons is geskape na die beeld van Jahwe, ons Elohim. Geseënde dag vir julle.